Vriende, baie welkom by Leef die Woord, waar jy ook al na ons kyk. Dit is lekker dat jy saam met ons is en dat ons vandag ons reis deur die Woord voort kan sit en dat ons dit saam met mekaar kan doen. Hoe kosbaar dat ons met vrymoedigheid en in soveel vryheid met die Woord van die Here besig kan raak. Trouwens, die Woord van die Here raak met ons besig. Nogtans baie welkom en dankie dat jy by ons aangesluit het. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons is lief vir U. Dankie vir U woord. Help ons om 'n stormsterk geloof te hê wanneer daar sterk storms rondom ons woed. Is ons gebed in Jesus se naam. Open ons oor dat ons die skrifte kan verstaan en kom leer U en kom lei U ons. Is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Ons gesels oor die tema stormsterk. En ons gesels na aanleiding van Markus 4 vanaf vers 35, wat handel oor Jesus en sy disippels wat hulle self in 'n hewige storm bevind het. Nou kom ons lees dit gou saam. Weereens Markus 4 vanaf vers 35. En toe dit aand geword het op daardie dag, het hy vir hulle gesê: Laat ons oorvaar na die ander kant. En hulle het die skare verlaat en hom, net soos hy was, saamgeneem in die skuit, en daar was ook ander skuitjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom, en die golwe het in die skuit geslaan, sodat dit al vol wou word. Maar hy was agter op die skuit aan die slaap op die kussing, en hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê: Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie? En toe hy opgestaan het en die wind bestraf en vir die see gesê: Swyg, wees stil, en die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle: Waarom is julle so bang? Het julle dan geen geloof nie? En groot vrees het hulle oorweldig, en hulle het vir mekaar gesê: Wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? Om die konteks van vandag se gesprek vas te stel, is die volgende belangrik wat ons uit hierdie gedeelte uitneem. Ons merk op dat Jesus en sy disippels besig was om van die kant van Kapernaum oor te vaar na Gadara toe, en in hierdie reis, in hierdie vaart waarmee hulle besig was, merk ons op dat Jesus op die kussing gaan lê en hy het aan die slaap geraak en daar het 'n hewige storm opgesteek. Soveel so dat die disippels vir hulle lewens gevrees het. En deur hulle vrees gedring, want hulle was bang dat hulle vergaan, het hulle Jesus wakker gemaak en wel hom gevra of hy nie omgee dat hulle vergaan nie. En dan het Jesus Christus die winde bestraf en die see beveel om stil te word. En dan draai Jesus na sy disippels toe en hy vra hulle hoekom hulle so bang was en hoekom hulle nie geloof geopenbaar het nie. Ons merk op dat Jesus met autoriteit opgetree het en dat Jesus Christus uit die vraag wat hy sy disippels gevra het, by hulle wou weet, maar hoekom het hulle dan nie ook met autoriteit opgetree nie? En ons wil juis vandag weet of ons geestelike autoriteit het. Is dit ons beskore of is dit vir ons moontlik as kinders van die Here in hierdie tyd waarin ons leef, om met geestelike autoriteit op te tree en om ook die duiwel te beveel in die naam van die Here om te wyk of sy vuil kloue van situasies af te haal? Is dit iets wat ons steeds vandag kan doen? Is dit iets wat steeds vandag in die kerk toegepas kan word, deur gelowiges in die Here Jesus Christus gebruik of beoefen kan word? Kom ons vra onsself eerstens, wat leer ons uit Jesus Christus se optrede uit? Julle sien, Jesus se hantering van hierdie storm leer jou en my om stormsterk te wees, om 'n stormsterk geloof te openbaar. Jesus was geensins deur hierdie storm ontseën nie. Trouwens,
Hy het geslaap. Hy het soveel vrede gehad dat hy geslaap het. En toe sy disippels Jesus wakker gemaak het en Jesus Christus die wind beveel het en die see beveel het om stil te word, om te gaan lê, merk ons op, het Jesus van sy disippels verwag om eintlik presies dieselfde te doen. Wanneer Jesus sy disippels vra in vers 40, waarom is julle bang en het julle geen geloof nie? Het Jesus in werklikheid 'n standpunt ingeneem. En hierdie standpunt wat Jesus ingeneem het, was om vir hulle te sê dat hulle nie bang moet wees nie en dat hulle geloof moet openbaar. Dit is dus baie duidelik aan die hand van dit wat ons hier lees, dat ons kan sê met redelike sterk sekerheid en oortuiging, dat ons geloof en ons optrede wesenlik met mekaar verbind is. Daarom het Jesus Christus sy disippels se vreesagtigheid direk aan hulle gebrek aan geloof verbind. Jesus het per implikasie vir hulle gevra of vir hulle gesê, as hulle geloof gehad het, sou hulle nie bang gewees het nie. As hulle geloof gehad het, sou hulle met autoriteit opgetree het en die storm beveel het om stil te word. Nou ek het reeds genoem in 'n vorige boodskap, die manier waarop Jesus Christus hierdie storm beveel het om stil te word en om te gaan lê, is presies dieselfde hoe ons lees in Markus 1 vers 25, hoe Jesus opgetree het toe hy die besetene van Kapernaum bevry het. Ons lees in Markus 1 vers 25. En Jesus het hom bestraf, dit is hierdie demoon wat van hierdie jongman besit geneem het. Jesus het hom bestraf en gesê, bly stil en gaan uit hom uit. En Jesus tree hier in Markus 4, tree hy presies op dieselfde manier op. In terme van die autoriteit wat hy geneem het om die wind te bestraf en die see te beveel om stil te word. Daarom is dit geensins vergesog om hierin te sien dat Jesus Christus 'n demoniese aanval waarskynlik in hierdie storm onderskei het vir die manier waarop hy dit hanteer het. Ek het in 'n vorige boodskap genoem dat Jesus en sy disippels op pad was na die land van die Gadareners, na Gadara. En toe hulle van Kapernaum af besig was om te vaar in die rigting van Gadara, het die helse magte daardie lig vanuit die kant van Kapernaum helder begin sien skyn wat in hulle rigting beweeg het. En as ek hierdie verhaal lees dan en die manier waarop Jesus opgetree het, dan wil dit vir my sê dat met vrees wat hulle oorweldig het, was hierdie storm aangeblaas en was hierdie storm van stapel gestuur, moontlik in die hoop om Jesus en sy disippels dood te maak of ten minste om hulle te ontmoedig om verder te seil. Nou ek weet, dit is hipoteties, maar in die lees van hierdie verhaal en Jesus se hantering daarvan, wil dit tog vir my blyk asof dit is wat gebeur het. Want ons weet volgens Markus 5 vanaf vers 1 tot 20 dat Jesus op pad was na Gadara en daar het hy die besetene van Gadara bevry. Dit verduidelik vir ons waarom Jesus met autoriteit opgetree het om die stormwind te bestraf. En dat hy verwag het van sy disippels om dieselfde te doen. Nou is die vraag, het ons geestelike autoriteit in ons dag? Het die kinders van die Here vir die tyd waarin ons leef, hierdie geestelike autoriteit, om ook die vyand te bestraf? Nou om dit te antwoord, wil ek hê dat ons deur 'n paar punte sal beweeg en kom ons doen dit logies en stelselmatig. Ek noem dit logies, want dit klink vir my logies. Ek hoop dit is vir jou ook logies. In die eerste plek let ons op, onthou nou ons wil die vraag antwoord, het ons geestelike autoriteit en kan ons met geestelike autoriteit optree? Nou om dit te antwoord, in die eerste plek, moet ons verstaan dat die duiwel reeds oorwin is. Ek kan dit nie duidelik genoeg benadruk of beklemtoon nie. Die duiwel is reeds oorwin.
Ons lees in Kolossense 2 vers 15, nadat Jesus die owerhede en die magte uitgekleed en hulle in die openbaar tentoongestel het en daardeur oor hulle getriomfeer het. Dit is 'n gegewe. Ons lees dit in die woord van die Here. Die duiwel en al sy helse magte is oorwin. En die opstanding van Jesus Christus is die onweerlegbare bewys daarvan. So die vyand is oorwin. In die tweede plek wat belangrik is, moet ons verstaan dat alhoewel hy oorwin is, hy daar nog nie finaal met hom afgereken is nie. Want wanneer ons die skrifte ondersoek, dan sien ons byvoorbeeld in Openbaring 20 vers 10, en dit moet nog gebeur, dat die duiwel wat hulle verlei het, dit is die nasies of die mense wat teen Jerusalem opgetrek het, na die 1000 jaar van vrede, merk ons op, dat die duiwel wat hulle verlei het, in die poel van vuur en swaal gewerp word, en die dier en die valse profeet ook daar is, en hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid. So dit is baie duidelik, dat daar nog nie finaal met die duiwel afgereken is nie, en daarom verstaan ons byvoorbeeld 1 Petrus 5 vers 8, wat sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Nou kan ek dit weer 'n keer noem en ons gaan gou weer terug na punt 1 toe. Daar is oor hom getriomfeer. In die tweede plek, daar is nog nie finaal met hom afgereken nie. In die derde plek wat ons moet verstaan, is dat daar hierdie realiteit van 'n geestelike stryd is. Die woord van die Here stel dit kategories, stel dit vir ons baie duidelik in 2 Korintiërs 10 vers 3. Want alhoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. En dan lees ons ook weer in Efesiërs 6 vers 12. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. So daar is 'n geestelike stryd aan die gang. Alhoewel ons in die vlees wandel, is daar 'n geestelike stryd wat teen ons gevoer word en 'n geestelike stryd waarin ons gewikkeld is. En daarom in die vierde plek, gegeewe die aard van die stryd wat ons voer, dat dit 'n geestelike stryd is, maak dit sin dat die Bybel as 'n logiese vervolg of 'n logiese gevolg van die voorafgaande 3 stellings, ons duidelik daarop wys dat ons geestelike wapens tot ons beskikking het. Wapens wat ons uit die aard van die saak moet opneem. Wapens wat ons uit die aard van die saak moet gebruik. 2 Korintiërs 10 vers 3 het gesê, alhoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, maar dan lees ons in 2 Korintiërs 10 vanaf vers 4. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevangene neem tot gehoorsaamheid aan Christus. En ook weer in Efesiërs 6 vanaf vers 13. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas. Julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan. En as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarmee julle die vurige pyle van die bose sal kan uitblus, en neem die helm van verlossing en die swaard van die Gees aan. Dit is die woord van God, terwyl julle met elke gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees. En dan lees ons ook weer in Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle af wegvlug. Vriende, wat sien ons dus baie duidelik? Die duiwel is oorwin, maar nog nie finaal mee afgereken nie. Daar is 'n geestelike stryd wat gevoer word, en daar is geestelike wapens
tot ons beskikking. Dit help ons al reeds om die vraag te begin antwoord of ons geestelike autoriteit het. Nou voordat ons verder gaan om die vraag te antwoord, kom ons let net eers gou die volgende op. Die probleem is waarskynlik dat ons dikwels net fokus op die fisiese en die natuurlike, en dat ons nalat om te besef dat daar ook 'n geestelike werklikheid is, waarmee ons rekening moet hou. En dit is hier waar 'n geestelike stryd met ons gevoer word. En daarom is dit noodsaaklik dat ons kan onderskei wat aan die gang is. Want op die voorgrond sien ons dalk golwe en rowwe onstuimige omstandighede. Voor ons kan ons dalk sintuiglik waarneem mense, situasies en omstandighede. Voor ons beleef ons dwaalleringe wat verkondig word. Vreemde dinge wat gesê word, wat ons gedagtes mee gekonfronteer word. Maar daarachter grynslag die duiwel met al sy helse demone. Ja, daarom, alhoewel ons in die vlees wandel, moet ons hierdie geestelike stryd verstaan en kan identifiseer. En daarom moet ons geestelike wapens gebruik. Want vleeslike wapens maak die vlees seer. As ek 'n geweer gebruik en ek vuur dit af, dan gaan dit iemand seermaak. Dit gaan iemand raakskiet. Selfs doodskiet. Moenie bekommerd wees nie, ek is nie gewelddadig nie. Maar 'n menslike of 'n vleeslike wapen maak vleeslike of vreeslike mense of diere seer. Dit maak vlees seer. Maar wanneer ons geestelike wapens gebruik, geestelike wapens wat ons tot ons beskikking het, omdat dit 'n geestelike stryd is, dan sê ons die vyand van ons siele die stryd aan. Nou verstaan ons, en word dit dus vir ons duidelik en vind ons die antwoord. As daar 'n geestelike stryd is, en ons het geestelike wapens, dan impliseer dit noodwendig dat ons geestelike autoriteit het. En dat ons in hierdie geestelike autoriteit in die naam van die Here en met die woord van ons Here kan optree. Aangesien ons hierdie geestelike wapens tot ons beskikking het, vriende, is dit logies dat ons geestelike autoriteit het. Ek moet dit benadruk. En hierdie autoriteit spruit nie uit onsself uit nie. Dis nie in ons krag en ons sterkte waarin ons staan of waarmee ons optree nie. Ons lees tog duidelik, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte en trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly. Geliefdes, vriende, ons het nie nodig om deur ons omstandighede oorweldig te word nie. Dit maak nie saak wat die storm is, wat die vyand van ons siele teen ons aanblaas nie. Ons is stormsterk in die Here. En wanneer ons 'n stormsterk geloof in die Here het, dan tree ons met autoriteit op. Ja, dan kan ons selfs ook in hierdie dag, in hierdie tyd waarin ons leef, die vyand bestraf in die naam van die Here Jesus. Kan jy en ek geestelike wapens opneem? En hierdie geestelike wapens wat ons van die Here verkry, waarvan hy die krag en die sterkte is gegrondves en geanker in die woord van die Here. En daarom is dit so belangrik dat ons die woord sal ken, wat die swaard van die Gees is. Ons het hierdie autoriteit van die Here ontvang om dit te gebruik. Is dit nie treffend en vertroostend? En dit gee vir ons 'n groot stuk vrymoedigheid om te besef dat ons met geestelike autoriteit kan optree wanneer die goeie woord van die Here ons leer, dat hy wat in ons is, groter is as hy wat in die wêreld is. En daarom kan ons as kinders van die Here met geestelike autoriteit optree, deur die woord van die Here op te neem, dis die swaard van die Gees, en die skild van die geloof op te neem, waarmee ons die vuurige pyle van die bose kan uitblus.
En kan ons in die naam van die Here optree? Soos ons so dikwels sien in die geskiedenis van die vroeë Christelike kerk, hoe dit wel gebeur het. En vriende, niks het verander nie. Dis dieselfde vyand. Dis dieselfde autoriteit in die naam van Jesus Christus wat ons steeds tot ons beskikking het, wat ons kan en moet gebruik. Ons het nie nodig om boedel oor te gee en deur die storm oorweldig te word, terwyl Jesus ook vir jou en my vra, waarom is jy so bang? Het jy dan geen geloof nie? Besef jy nie, besef ek nie, wat is die autoriteit wat ons het? Omdat ons kinders van die Here is, wanneer ons beroep op die naam van die Here en die geestelike wapens wat hy tot ons beskikking gestel het nie. Daarom kan ons ook in die naam van die Here optree. Kan ons die vyand bestraf, kan ons hom daardeur weerstaan en hy moet van ons af wegvlug, want dit is wat die woord van die Here ons leer. Daarom wil ek jou aanmoedig om stormsterk te wees, om stormsterk geloof te hê, om geestelike autoriteit toe te pas en te gebruik en uit te leef. Nie om oor mense te heers nie, nie om mense te manipuleer nie, maar om 'n kind van God te wees, na die volle konsekwensies daarvan. Mag die Here ons hiermee help. Trouwens, hy het ons klaar gehelp. Kom ons trek hierdie wapenrusting aan, sodat ons staande kan bly en met autoriteit kan optree. Amen. Kom ons bid saam. Dankie, Vader, vir die kosbare woord. Dankie, Here, dat ons stormsterk in U kan wees en dat ons autoriteit in U naam het, dat ons geestelike wapens het, waarop ons kan staatmaak en waarop ons kan reken. In U en deur U is ons sterk en ons dankie daarvoor. Amen.